Ons het nou vanmiddag aanbeweeg na Sondag 22 toe, nee. Dis nou die volgende afdelingkie wat ons moet doen. Net my katekismusboekie daar oopmaak. Goed, Sondag 22 gaan oor watter troos vir die opstanding van die liggaam jou. So ons begin nou regtig die einde te nader van die 12 artikels, nee. En dan verder vraag 58, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? So dit is die goed waar dit nou gaan in Sondag 22, nee. Maar goed, kom ons bid eers. Onse Vader, baie dankie dat ons nou, Here, na U toe kan kom. En ons wil bid, Here, dat U ons sal help, as ons nou ook weer in die woord gaan wees, en leer ons, Here, om U te ken, en te verstaan, en regtig in 'n verhouding met U in te tree, in 'n verbondsverhouding, en ook te groei en te verdiep daarin. Baie dankie, Here, dat ons so na U toe kan kom. Amen. Goed. Kom ons kyk net so 'n bietjie. Kom ons kyk heel eers na die vragies wat julle moes gedoen het. Okay? Daar by Sondag 22 en dan gaan ons 'n bietjie ingaan op die konteks van Sondag 22 en waaroor dit daar gaan en meer leer oor wat ook hier in ons katekismusboeke staan. So kom ons kyk 'n bietjie na die vragies by Sondag 22 se vragies. Ons kyk eers na die afdeling A. Tot wie word ons siel na hierdie lewe opgeneem? Kry julle antwoord uit vraag en antwoord 57. Wat sien julle daar? Tot Christus. Ja, tot Christus, né? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem word nie, maar ook. Okay? So daar sien ons dat ons siele na ons hoof Christus toe opgeneem word. Wat leer ons as ons nou praat oor ons siel, wat leer ons daaroor? Wat sien ons daar raak van 'n mens? Uit 'n siel. 'n Mens het 'n siel, nee. 'n Mens is 'n siel, liggaam, eenheid, kan 'n mens sê. Kyk 'n bietjie, maak opgegooi julle Bybels van Matteus 10. Dan sien 'n mens dit nou daar. Dit is hoofstuk 10. Ek is al by versie 23. Versie dit is so seker maak. Ja, vers 28. Vers 28. Dis 'n bietjie daar vir ons. Wie het jy met hom daar, Johannes? Dis 'n bietjie vir ons vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Smeer daar sien ons baie duidelik hoe praat Jesus van die twee aspekte van 'n mens se mens is, dat ons liggaam is en siel is. 'n liggaam, siel, mens is 'n mens. Okay. Nou wat is 'n mens se siel? As 'n mens nou sou moet sê, wat is 'n mens se siel? Jou binneste ek. Ja, ek dink dis nog ons woord, jou binneste ek. Okay? Die Bybel praat ook van 'n mens se hart. Nou, jou hart is baie dieselfde as jou siel. Okay. Ek dink eintlik op baie plekke presies dieselfde. Nee, met jou siel is jy in 'n verhouding met God, met jou hart ook. Okay, dis 'n deel van jou ek, jou binneste ek, wat in verhouding met God kan wees. Nee, dit kan ook amper sê deur ons siele werk ons liggame. Nou, hier's nog iets wat ek wil vra. Is jou siel jou brein? Hoekom nie? Dis nie 'n orgaan. Siel is nie 'n orgaan nie, brein is 'n orgaan. Nee, brein is deel van jou liggaam. Okay. Jou siel werk
wel deur jou brein en daar's 'n koneksie, 'n misterie, 'n rare misterie wat 'n mens nie kan verstaan nie. Hoe werk hierdie goed? Die Here het dit nie vir ons gesê nie, né? Maar dis beslis in jou siel is iets anders deur as jou brein, nê? Nee. Okay, so dis nog ons belangrik om dit raak te sien. Ja. So nou jou siel sê Sondag 22 vraag en antwoord 57 gaan direk nadat 'n mens dood gegaan het na die Here toe, nê, na die hemel toe. OK. Goed, so ons gaan nou 'n bietjie dieper daarop ingaan. Kom ons kyk net nou vraagie 2. Deur wie se krag sal ons liggaam opgewek word? Kry julle antwoord by antwoord 57. Wat sê jy? Wie het nou laas geantwoord? Ek het laas geantwoord. Sê jy maar Marie, wat sê jy by vraagie 2? Deur Christus se krag. Deur die krag van Christus, die opstandingskrag van Christus. Dit sien ons nou by vraag 57. Nie alleen my siel na hom toe gaan nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer uit met die siel sal verenig, nê? Nee. So deur die krag van Christus. Nou blaai 'n bietjie gou terug julle katekismusboeke na Sondag 17 toe. OK? Is daar watter nut het hierdie opstanding van Christus of het die opstanding van Christus vir ons? Is 'n bietjie gou daar Johannes. Ten eerste dat hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid deelagtig sou kan maak wat hy deur sy dood vir ons verwerf het. En dan ten tweede Marie, Ten tweede word ons ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. OK, daar kry ons die oorwinning oor die geestelike dood, die opstanding van die nuwe mens, né? En dan ten derde is sy opstanding of is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons eie salige opstanding. So Jesus se opstanding maak ook dat ons fisies uit die dood uit sal opstaan. Nou, hierdie krag, deur sy krag sal ons opstaan. En dis wat ons hier by Sondag 22 dan nou ook sien, né? OK. Vraagie 3. Wat word bedoel met verheerlikte liggaam? Wat sê jy, Johannes? Dat ons liggaam van gedaante sal verander en om gelykvormig aan Christus se liggaam. Ja. OK. Dit kry ons staan Filippense 3, nê? Met ander woorde, Christus is ons broer. Hy is die eerste mens wat opstaan uit die dood. En soos hy is, so word ons ook. En dis wat daar verheerliking beteken. Hy is nie meer aan die verganklikheid onderworpe. Nou, die mens se sonde maak dat hy verganklik word. Hy word weer stof. En selfs mense wat in die Ou Testament en Nuwe Testament uit die dood uit opstaan, gaan weer dood, nê? Want hulle is nog nie verheerlik nie. Die verheerliking kom eers as gevolg van Jesus se opstanding uit die dood, nê? Okay, maak dit vir julle sin. Okay? Goed. Vraagie 4. Beteken ewige lewe maar net om vir altyd te lewe? Beskryf kortliks hoe jy dit verstaan. Wat sê jy, Marie? Dit is om God te loof en prys en baie om te wees. Goed God te loof en te prys en baie om te wees. OK. Ek dink so, nê. Wat sê hom Ati nog daaroor? Is dit al wat hy sê? Ek hoop dit nie. Ons moet dit doodseker daarvan. Kyk, ek stem saam met daai, maar ek wonder of daar nie iets meer is nie. Kyk al by bladsy 107. Die katekismus gaan nou die artikel van die ewige lewe en die troos wat dit gee. Goed, dan sê hy nou reeds, en dan wat hierdie ewige lewe is. Wat is hierdie ewige lewe? Dit sal onder. Om dit te verstaan, moet ons terug na die paradys
Okay? Dit wat Adam en Eva daar voor die sondeval geniet het. Ja, natuurlik Marie, ek dink jy's reg, want dit is wat die katekismus antwoordjie ook staan, nê. Nee, dat aangesien ons nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart aanvaar, ek dit na hierdie lewe die volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog nog gesien het nie, geen oor of geen hart opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Nou, dit is waar, maar ek dink ons kan dalk so 'n bietjie net kennis neem van dit wat die Atti hierso skryf ook. Nou, hy sê, ons moet teruggaan na die paradys. Dit wat Adam en Eva daar voor die sondeval geniet het, dit was die ewige lewe. Hulle het naamlik God se voortdurende nabyheid geniet. Elke dag het sy vaderlike sorg na hulle toe uitgegaan. Die paradys was een luid opklinkende lied van die liefde van God. Die band tussen hulle en God was nog heel. Hulle kon na God toe gaan en God het met hulle gewandel. Dit is die ewige lewe. Dit is hemel op aarde. Ewige lewe is dis nie maar net om vir altyd te lewe nie. Die duiwel en sy bose geeste, die demone en die goddelose in die hel sal ook eenmaal vir altyd lewe in daardie sin van die woord. Nee, ewige lewe is om elke dag en vir altyd te mag lewe in die salige teenwoordigheid van God. Nou, dan daarso. Die katekismus sê ten slotte wat die doel van die saligheid sal wees, naamlik om God daarin ewig te prys. Dit is die doel waarvoor God die mens in die begin geskiep het. Okay? Vir baie mense draai die hemel net om die eie ek. Dan sal ek nie meer siek wees nie, dan sal ek weer by my dierbares kan wees. Dis omtrent wat die mense heeltyd sê as iemand nou doodgaan. Nou sê hy tannie Sunny. Presies, ek sny baie lelik. Maar hoekom nie? Halleluja, nou is by Jesus. Dit is nog 'n interessante ding wat in ons koppe aangaan. So 'n bietjie dink daaroor. Nou, sê hy so, vir baie mense draai die hemel net om die eie ek. Dan sal ek nie meer siek wees nie, dan sal ek weer by my dierbares kan sien, dan sal ek soos sielsgelukkig wees. Daarteen plaas die katekismus God in die middelpunt van die ewigheid. Dit is die ewige lewe om hom te loof en te prys. Juist dit sal ons eenmaal onuitspreeklik gelukkig en bymaak. En daai sinnetjie is nogal belangrik, né? Ons prys God en dit maak ons gelukkig. Wat is daaruit leer? Dit is 'n belangrike ding wat ons daaruit moet leer. Want dan moet jy altyd sê, baie mense sê, vir hulle gaan die ewige lewe maar net oor die ek en die wat ek daar gaan hê. Okay? Maar gaan dit nou glad nie oor die wat ek daar gaan hê nie. Ja, ek dink dit doen wat. Dit doen wat? Dit doen beslis. Dit het absoluut daarmee alles te doen. Maar wat is daai wat ek gaan hê? God. Ek gaan God hê. Dis die ding. Spot on. Dis presies die regte antwoord. Ek gaan God hê. Wat is die krisis van die sondeval? Ons het nie God nie. Nou, in die opstanding in die ewige lewe het ek die God. Nou alreeds, né? Nou alreeds, want eintlik moet ons sê dit is die ewige lewe om God te ken. Dis wat Jesus sê in Johannes 17 vers 3. Dit is die ewige lewe dat ons God ken. Nou, dit begin nou alreeds, maar daar gaan dit volkom is, ek het nou weer God. Dis die belofte van die evangelie ook, ek sal julle God wees. Dis wat daar in Openbaring hoofstuk 21 staan, ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees. En dit bring die grootste vreugde. Daar wek die mooiheid van God by ons die wonderlike blydskap en gelukkigheid, en dit bring ook lofprysing voor. Nou, om in die
die nuwe aarde te leef met God se nabyheid daar en in die lig van God se by ons wees is hierdie wonderlike nuwe aarde met wow en ons broers en susters, die gemeenskap van die heiliges is almal daar en dis goed. Want ons is by God. Ons het God. Okay. Dit is so belangrik. En nou sê Psalm 16 bijvoorbeeld, voor die aangesig is versadiging van vreugde. Psalm 17 in versie 15 ook die laaste versie sê, ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. En dan gaan hy wakker word op die opstanding uit die dood. Hy sê, dan sal ek God sien en dit sal my, ek sal versadig wees, ek sal niks meer kort nie, ek gaan die volste satisfaksie wat daar is. Maar wat gee vir my daai satisfaksie? God, nie my dierbare is nie. God, ons God. En dis wel. Nee? En dit is, en natuurlik ook, wat so wonderlik is, daarvan volmaakte liefde vir ons naaste ook wees. Nou, volmaakte liefde met God, volmaakte gemeenskap met mekaar. Nie meer 'n bekleierery. Die krisis was ons het gehad, nou daarvan alles perfek. Dit is gaan volste volheid van vrede en shalom wees. Dit gaan goed wees. Okay? Ja, ek dink dit is wat 'n mens hier moet sien. En 'n mens moet baie Bybel hieroor lees en as 'n mens Bybel lees, moet 'n mens en mens lees oor daai goeters, dan moet 'n mens hieroor nadink, want dit is belangrik om hieroor na te dink. Die Here gee dit vir ons om te dink hieroor en sê, maar hier is groot. Die Here doen goeie dinge vir ons. Okay, maak dit sin. Goed, kom ons kyk nog 'n bietjie verder nou. Waar was ons nou? Beteken dit, ons is nou by vraag 5. Wat sal ons volgens vraag of antwoord 58 in die ewige saligheid doen? Moet ons dit nou al doen? Wat sê julle daarso? Johannes sê 'n bietjie, wat het jy daar geskryf? Ons gaan God prys. Ons gaan God prys. Moet ons dit nou al doen? Ja. Tiklik, ja. Hoekom? Want dit klaar is ek glo begin met die ewige lewe. Ja, die ewige lewe is nou al reeds. Nee, ons is nou al reeds in 'n verhouding waar ons God leer ken deur Jesus en ons is op pad na die volheid daarvan. Ja. Okay. Nou kom ons kyk 'n bietjie by afdelingkie B. Waarheen sê Prediker 12:7 gaan die Gees as ons sterf? Wat sê jy, Marie? God wat dit gegee het. Na God wat dit gegee het. Goed. Wat het volgens Lukas 16:22 met die bedelaar gebeur toe hy ontslaap het? Wat sê jy daarso aan? Johannes? Die engele weggedra na Abraham se, ja, na Abraham se. Nee, en waaroor dink julle gaan dit daar? Dit lyk soos hemel tog, nee. Okay. Dis in elk geval iets anders as die hel waarvan 'n mens nou net so rukkie verder aanlees, nee. Wat het volgens Lukas 16:23 met die ryk man se liggaam gebeur toe hy ontslaap het? Wat het met sy siel gebeur, Marie? Wat sê jy? Sy siel is na die doderyk van smarte. Sy siel is na die doderyk van smarte, nee. En daar's 'n vlam wat daar van plek soos hel, nee. Vir siele. Okay, sy liggaam is begrawe, nou. Okay? Hoe sal die liggaam van die ongelowige by die opstanding wees? Lees Jesaja 66 vers 24 en Daniël 12 vers 2. Kom ons sê 'n bietjie, Johannes, wat sê jy daar? Wat het jy daar geantwoord? So afgryslik, want hulle sal nie uitsterwe en nou vuur nie geblus word. So daar sê hulle liggaam staan ook op en lewe vir ewig, maar dis 'n afgryslike lewe. Dis 'n lewe van ewige pyniging, ewige smart. Waar dit by die Here ewige vreugde is dit nou ewige pyn. Dit is verskriklik, nee. Die Here stel dit vir ons nog baie woes voor, omdat dit so woes is. En dit moet ons afskrik. Nee. En dit moet ons sê, maar ons moet nie daar wees. Nou. Okay. Wat sê Daniël 12 vers 2?
Het jy op daar, Marie? Die ewige afgryslikheid. Ja, ek dink Daniël 12 vers 2 steek ook ietsie by. Kyk 'n bietjie gou daar in julle Bybels. Daniel, wat is dit nou weer? 12. Daniël 12 vers 2. Ek weet nie, het jy al? Ja. Okay, maar Johannes lees ons vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewige af. Okay, ja goed, julle is heeltemal. Ek het nou in my kop gehad, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig. Okay, nee, julle is heeltemal reg. Goed, en dit is wat Jesaja 66 ook sê, nou. Right. Nou, kom ons kyk gou, hoe beskryf 2 Korintiërs 5 vers 2 en 3 die saligheid? Of die ewige lewe. Wat sê julle daar? Wat sê jy, Marie? Om met ons koning uit die hemel oorkleed te word, om gekleed te wees. Ja. En wat beteken dit? Kyk, kom ons maak, ek sal my Bybel 'n bietjie daar oopmaak. Kyk 'n bietjie daar, 2 Korintiërs, hoofstuk 5 vers 2 en 3, nee. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons dan ten minste gekleed en nie nagevind word nie. Wat 'n paar gaan daar aan. Dis 'n moeilike versie vir my daai, hoor. Kom ons kyk 'n bietjie hierso in 'n ander Bybelvertaling. Sê, easy to read version, but now, of nee, vas it will clothe us and we will not be naked. While we live in this tent we have burdens and so we complain. I don't mean that we want to remove this thing, but we want to be clothed with our heavenly home. Then this body that dies will be covered with life. Okay. So dit gaan lyk my hierso oor die nuwe opstandingsliggaam. Kom ons kyk 'n bietjie hierso, ek wil kyk wat sê die Statenvertaling se kanttekeningetjie daar. Hy sê bekleed. Naamlik met het ware bruilofskleed. Dat is met die geregtigheid en heiligheid van Christus in dese verhuisdag zullen bevonden worden. Okay, met ander woorde, ons word bekleed met die heiligheid en geregtigheid van Christus, want anderen die daarvan ontbloot zijn, hebben deze heerlijkheid niet te verwachten. Anderen zetten het over. Ek sê die Statenvertaling nog 'n vertalingkie, also of nadermaal wy ook bekleed ensovoorts. En neem net voor ene verklaring van het voorgaan. Okay. So dit gaan nie so om met Christus oorkleed te word, om met Christus se geregtigheid en heiligheid bekleed te word. Ek dink gou 'n bietjie kyk hierso ook wat sê versie 4. Wat is hy nou? Want ook hy, kom ons kyk gou daar. Dese tabernakel, dit is die aardse sterflike liggaam, beswaard zijnde, naamlik door die pad der sonde en verdrukkinge, dit maak dit vir ons moeilik, maar oorkleed word, naamlik met die hemelse heerlikheid, na die siel, terstond na die dood, en na het liggaam, wanneer ons sal wedergegeven worden ten uiterste dae. So Paulus sê hierso dat ons daai, of die Statenbybelse kanttekeningetjie sê, ons gaan met die hemelse heerlikheid oorkleed word. Nou dadelik ons siele wanneer dit na die hemel gaan en uiteindelik met 'n nuwe liggaam. Nou, okay, maak dit vir julle sin? Ja. Okay. Goed. Net hierso weer terug gaan hiernatoe.
OK. Kom ons kyk nou 'n bietjie wat sê ons katekismes dan? Kom ons dink net eers so 'n bietjie op die oomblik as ons nou in Sondag 22 van ons Heidelbergse katekismes is. Sê vir my oor waar dink julle die katekismes word ons nou in 3 dele verdeel? Katekismes begin by troos, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe, dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondeskuld betaal, hy het my bevry uit die mag van die duiwel, hy bewaar my sodat sonder die wil van my Vader daar nie een hoog van my kop sal afval nie. Hy alles moet inderdaad op my saligheid dien. Hy maak my ook gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan staan daar nou hoeveel dinge moet jy weet of hoeveel dinge moet jy hê om te deel in die saligheid? Wat sê eers nou? Kennis van? Ja, van ons ellende. Dan? Hoe ons daarvan verlos kan word. Hoe ons daarvan verlos word. Dan? Hoe ons in dankbaarheid daarvoor kan lewe. Ja. Nou, as ons by Sondag 22 is, by watter een van hierdie 3 dele is ons op die oomblik? Hoe ons verlos word. Ja, ons is besig om meer te leer oor hoe ons verlos word. By watter Sondag afdeling het dit nou weer begin? Sondag 5. Ja, Sondag 5. En Sondag 5 en 6 gaan oor hoe 'n soort middelaar het ons nodig, hy moet waarlik God wees, waarlik mens wees. Nou, Sondag 7 sê, word almal deur hierdie middelaar verlos, soos wat ons in Adam verlore gegaan het. Wat sê julle? Nee, nie almal nie. Wie dan? Slegs die wat in 'n ware geloof in Christus ingelei word. Slegs die wat met 'n ware geloof in Christus ingelei word, nê. Nee. OK, en dan was daar gepraat oor die ware geloof en ons het gesê wat is die ware geloof? Dis 'n vaste vertroue en kennis. Dis kennis en vaste vertroue. Kennis van wat? Van God. Die woord. Die woord en die beloftes van die evangelie daar. Vertroue op wie? Op God. Op God, op Jesus, wat in die woord aan ons geopenbaar word. Ons leer hom ken uit die woord. Hy verskyn in die woord en ons kan hom aanneem. Ons kan hom vertrou en na hom toe gaan. OK, en dan toe is daar gesê, maar wat moet 'n Christen glo? En dit gaan baie oor daai ken gedeelte. Ons moet wat glo? Alles wat God in sy woord openbaar, nee, ons moet die beloftes van die evangelie openbaar. Wat saamgevat is waar? 12. In die 12 artikels, pragtig, nee. Nou, ons vra, wat is die belofte van die evangelie? Wat homself beloof. God wat homself aan ons beloof. Nou, en wat 'n God is hierdie? Hy is 'n drie-enige God, nee. En dis hoekom ons nou van daar af die 12 artikels gaan behandel, wat 'n samevatting is van die belofte van die evangelie. En dis hoekom die 12 artikels ook in hierdie 3 hoofdele is, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nou as ons by Sondag 22 is, by watter deel van die 12 artikels is ons? Ons is by God die Vader. Nou is God die Seun. Of by die artikels. By God die Heilige Gees. Ja, maar by God die Heilige Gees, nee. Ons het gesê die kerk, vergifnis, ewige lewe pas eintlik alles daarin by die Heilige Gees, nee. Die kerk pas in by die Heilige Gees want Jesus vervader deur die Gees sy kerk. Hulle het die gemeenskap van die heiliges, okay? Wat deur die Gees in Christus ingelid is en daarom die gemeenskap van die heiliges. Hulle het sonder vergifnis. Hierdie ouens wat vas is aan die liggaam van Jesus deur die werking van die Heilige Gees, is die ouens wat deel in die vergifnis wat daar in Christus is. En daarom die opstanding en die ewige lewe. OK. So, dis waar ons nou is in die 12 artikels en dan is ons ook klaar met die 12 artikels, nee. So volgende keer begin ons nou met 'n volgende deeltjie binne die katekismes by Sondag 23, soos is eintlik nou 'n samevatting van die 12 artikels en dit wat ons tot dusver geleer het. Maar vir nou eers, kom ons kyk net so 'n bietjie
mooi na die detail wat daar aangaan in Sondag 22. Maar lees 'n bietjie vir ons daai vraag 57. Watter troos gee die opstanding van die vlees aan jou? Die opstanding van die vlees of die opstanding van die liggaam, watter troos gee dit vir jou? Nee? Hoe is hierdie deel van die troos? Okay. So, wat sê die antwoord daarso? Johannes lees 'n bietjie vir ons daar. Dat nie alleen my siel nie, nie alleen my siel na hierdie lewe dat tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar dat ook hierdie selfde vlees van my deur die krag van Christus opgewek weer met my siel verenig en gelijkvormig sal wees aan die heerlike liggaam van Christus. Nou, ek wil nou 'n bietjie hoor by julle, hè? Hierdie woord, nee. Watter woordjie, hierdie is troos, ons het hier troos. Nou, watter woordjie kan ons gebruik om nog te beskryf wat hier aangaan? Kom ons dink aan 'n tydwoord wat ons hier kan skryf. 'n tydwoord. 'n bietjie aan tydwoorde. As jy enige tydwoord aan kan dink. Toekoms. Ons het hier gedoen by Sondag 22. 22 waar ons dit gaan oor opstanding en ewige lewe. Hier gaan dit oor toekoms. Ons het die toekoms. Sien julle dit? Here sê vir ons toekoms. Dit is 'n baie belangrike ding. 'n Ander baie grand woord is eskatologie. Okay, dit is 'n baie grand woord, maar toekoms. Nou, hoekom vertel die Here vir ons hierdie toekomsstorie? Kom ons dink nou aan nog 'n woord wat dis nou nie 'n tydwoord nie, dis dalk 'n woord wat meer by troos pas. Hoekom gee die Here vir ons toekoms? Wat loop saam met toekoms? 'n goeie toekoms. Moed. Ek moet skryf in hier. Ek gaan hom hier neersit. En ek gaan hom skryf met rooi. Skryf hier so. Moed. Okay? Hoekom moed, Johannes? Want as jy weet dat jy toekoms is, kan jy baie makliker moed hou. As jy weet dat jy toekoms is, kan jy moed hou. Ja. Okay, wat se woord nog? Hoop. Ek dink dis 'n baie belangrike ding. Hoop. Die Here gee vir ons toekoms. Die Here gee vir ons eskatologie en dit bring ons by hoop uit. Dit bring ons by hoop en hoop. Ons het rooi plekkie nou. Hoop gee moed. Okay? Hoop gee ook blydskap. Ek dink dit is die goeders wat hierdie toekoms vir ons gee. So dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet raak sien oor die troos. Die troos is, onthou troos vat iets wat sleg is en verander dit in iets goeds. So as jy hierdie woorde op die bord skryf en ons dink, wat is die sleg wat deur hierdie troos weggevat word?
Ons sou altyd gehad het nie ewige lewe nie, maar ewige dood. Ons sou opstanding gehad het om ewig afgryslik te wees. In plaas van verheerlik te word. So ek dink dit is nogals belangrik wat ons hier moet raak sien. Goed, nou nog iets wat ons moet raak sien, en dan gaan hierdie nou eers uitgee. Is so, hier is ons nou, jy sien die beginskepping, en hier is ons by herskepping. So waar sal ons Sondag 22 in tekenis? Herskepping. Ons is hier by herskepping. So met ander woorde, hierso pas Sondag 22 in. Sondag 22. Okay? En hierso is opstanding. En hierso is ewige lewe. Okay, maak dit sin. Goed. Nou, wat so wonderlik is wat nou nog gebeur, en dit sien jy mense in Romeine hoofstuk 8, die mens doodgaan, toe word die aarde ook vervloek, toe word dit nie meer paradys nie, maar woestyn. Maar nou as die mens opstaan, dan kom die skepping ook reg. Dit is wonderlik, soos die grafte gaan oopgaan daardie dag van Jesus se wederkoms, dan net sien hoe word die skepping net mooi. Reg, alles herstel, wonderlik. Dis wat die Here doen, hy herstel alles, dit word alles weer perfek reg. Okay? So wat ons nou het is, ons het gehad hier in die begin God se skepping, hy Sondag 9 tot 10 en ons gehad skepping. En onderhou en voorsien okay, en die skepping was hierso, en dan gaan hierdie onderhouding en voorsienigheid en die hele van hier reg weer aan. Want God versorg alles, heeltyd steeds. Dit wat hy geskep het, hou hy aan met onderhou en voorsien. En dit was Sondag 9 en 10. Maar toe was daar 'n sondeval, ons skryf dit nou hier neer, hierso was 'n sondeval, en nou is ons hier in 'n geskiedenis onder die versorging en oordeel, voorsienigheid en versorging van die Here, maar ons is nou hier in 'n geskiedenis van oordeel. Okay? Maar dan binne in hierdie geskiedenis van oordeel kom Jesus. Jesus kom hier in. En waaroor gaan Jesus? Jesus is Sondag. Tot 19, het ons geleer van alles wat Jesus doen. Sodat hier
Nou, 'n klomp mense is wat hier leef in hierdie oordeel. Nou, verlos kan ons. Kom ons maak dit groen. Hulle is verlos deur Jesus en hulle kan uiteindelik nou hier op die nuwe aarde wees. En toe van Sondag, toe by Sondag 20, wat het ons geleer by Sondag 20? Die Heilige Gees, die Heilige Gees wat ook kom en hier by die ouens kom bly. Sondag 20. Hy is die een wat die ouens in Jesus inleid en ons kan eintlik die Sondag 20 tot by Sondag 21 gaan oor die werk van die Heilige Gees, die kerk, gemeenskap van die Heilige Gees, die ouens wat vergifnis het, dit doen die Heilige Gees. En dan kom ons nou uiteindelik hier. Nou, so ons kan die hele katekismes daarvan Sondag 8, van Sondag 9 tot die by Sondag 20 eintlik inteken in die storie van die Bybel. Die groot openbarings, die historiese storie van die Bybel. Die storie van die Bybel word ook in die 12 artikels saamgevat, want die storie van die Bybel is die evangelie. Nee, God het homself aan ons kom beloof. En hoe doen hy dit? Hy geskied. Hy gee sy seun. Hy stuur die Heilige Gees. Nee. En dit gebeur in die storie van die openbaringsgeskiedenis. Okay, wat dit vir julle sê? Ja. Okay. En dan by Sondag 22 ewige lewe, daar's opstanding en daar ewige lewe en ons kan sê hierdie ewige lewe is persies. En die heel eerste plek is ewige lewe, verhouding met God. En dit is Johannes 17 vers 3. Okay? Dis lewe wat dood nie meer weg van. Okay? En dit is Johannes 11 vers 25 tot 26. Okay? Dit is lewe en volheid. Ek kort niks nie, nee. En dit is, kan ons sê, Psalm 23, vers 1, vers 5, en Johannes 10 kan ons vertel. Dis lewe vol vreugde. Nee? En dit is Psalm 16 vers 11. Dis 'n lewe waarin ons God en ons naaste liefhet. Dit is 1 Johannes 3 versie 15 en 16. So, en dit is daar volkome lewe wat ons uiteindelik nou daar gaan hier by die Here. Nou hierdie begin nou al reeds hier, maar dit is nog onvolkome. Hier gaan die ewige lewe volmaak wees. Nee. En dit is 'n opstanding is natuurlik daar, die opstanding van die liggaam ons ook daarvan deel. Dit is wat ons uiteindelik daar gaan hê op die nuwe aarde. Nee, dit is wonderlik dat die Here vir ons dit gee, nee, dit is geweldig wonderlik. En dit moet ons nou en hier dankbaar maak. Dit moet vir ons nou en hier vreugde gee, dit moet vir ons nou en hier hoop gee. Dit gee vir jou dapperheid, moed. Dis wat
dis wat hierdie vir ons moet gee. Nou, maak dit sin vir julle? OK. Goed, kom ons gaan dan tot daar. Dan gaan ons nou eers stop. Net hier so. Nee, wag, ek moet nou afskakel. Kom ons stop dan eers en dan gaan ons dan volgende keer aangaan met Sondag 23. Is dit reg? OK. Dis ook nog ons 'n baie belangrike Sondag gedeelte. Sondag 23 omdat dit eintlik 'n bietjie saamvat. Wat tot dusver geleer is. Maar goed, maar kom ons sluit dan eers af. Onse Vader in die hemel, baie, baie dankie dat ons nou weer vanmiddag in U woord kon wees en meer kon leer. Here, ons loof en prys U daarvoor. Baie dankie dat ons so na U toe kan kom. Amen.